Okay, so ons maak klaar met 'n Kersfees inleidingsreeks. En julle harte reg, ek kan maar aansit, net jy aangesit. Ek kan maar ons harte reg maak vir Kersfees, ons hart reg kry om 'n bietjie te getuig. Om net in die seisoen in te gaan, dat ons weet waaroor die seisoen gaan. Ons as Christene moet hierdie seisoen dra, dis ons verantwoordelikheid om dit te dra. En maak seker jou mond is reg om te praat as die Here wil hê jy moet praat. En weet dat wat jy het om te sê is nie niks nie. Is nie dat jy nie genoeg weet nie. Jy weet baie. En so, kom ons praat daaroor. En so, ek het nou al klaar vir 2 weke bietjie gesels oor hierdie beginsel. Ek maak klaar vanoggend daarmee, maar ek wil die beginsel net huis toe dryf. En dis 'n beginsel wat reg deur die Bybel gesien word. Reg deur die Bybel is daar 'n goue draad wat so deur die hele Bybel loop, van Genesis tot Openbaring, en gaan kyk maar daarna, daar seker net beginsels wat God in plek gesit het, waar volgens ons kan sien hoe hy funksioneer, selfs soms op soos 'n wetenskaplike manier half, nê. Maar hierdie is nou bietjie meer op 'n geestelike prinsip, of 'n sielkundige prinsip, of hoe jy dit ook al wil sien. En dit is dat waarheid staan vas wanneer 2 of 3 saamstem. Beteken nie altyd dis 'n goeie ding as 2 of 3 saamstem nie, dis net daar's krag wanneer jy nie alleen in 'n saak staan nie. Ons het nou vroeër vanoggend gesien, daar is net krag wanneer jy weet daar's ander mense wat glo of dink soos ek. En daar is krag in dit. En dis 'n krag wat moeilik is om te breek. Dit is moeilik om in 'n godsdiens in te stap wat 'n valse god aanbid, wat 'n afgod aanbid, wat nie 'n mond het nie en nie kan praat nie en niks vir dies wat die afgod aanbid kan bereik nie, om dan in 'n gemeenskap in te stap wat hulle hele kultuur, hulle hele denke, hulle werk, hulle kos, hulle tradisies, alles vou rondom hierdie afgod. Dit is 'n baie moeilike ding om in te stap en dan met 'n waarheid te kom, want daar is 'n sterk eenheid, daar is 'n sterk, verstaan die woord waarheid binne in die valsheid, daar is 'n sterk leuen wat as waarheid voorgedis word, want daar's 'n saam staan, en dis moeilik om daarvan af weg te breek. Daarom moet ons denke so hernie, want waar 2 of 3 saamkom, is daar krag, ons voel dit, ons weet dit, ons ervaar dit, en dis 'n moeilike beginsel, en tog moet ons as Christene meer daarop staan. Dis God se eie wet, sy patroon, sy manier van werk. Natuurlik Deuteronomium 19 vers 15 is al die tweede keer al waar ons dit sien, deur die mond van 2 of 3 getuies sal elke saak vas staan. Kyk 'n bietjie daarna. Okay, waarheid word nie alleen gevestig nie. 'n Saak word nie op een getuienis gebou nie. God bou dit met ooreenstemming. Jesus sê dit self. Hy sê as ek net van myself getuig het, sou dit nie waar gewees het nie, maar ek getuig nie alleen nie. In Johannes 8 sê Jesus die getuienis van 2 getuies is waar. God werk deur getuies. Dis net wat hy doen. En nou as ons hierdie beginsel vat, wil ek na 2 goed fokus, op 2 groot goed fokus. Laasweek was bietjie Nuwe Testament, Romeine 8. Hierdie week wil ek fokus op die 2 groot gebeurtenisse in die Ou Testament. En selfs in hierdie 2 groot gebeurtenisse, dink ek gaan julle mooi agterkom hoe belangrik is dit om te verstaan wat eenheid is in die sin van om saam te staan oor 'n saak. En ek hoop deur hierdie hele boodskap vandag, veral as jy getroud is, of iemand het vir wie jy baie lief is, en jy stap jou pad saam met iemand, kinders, teenoor julle ouers, veral julle wat nou weggaan. Ek hoop julle verstaan dat hierdie beginsel het iets baie dieps te doen met familie, veral die huwelik. En as die huwelik nie op hierdie beginsel gebou is nie, en as die huwelik nie hierdie beginsel verstaan nie, en hier is nie 'n preek oor man wees lief vir jou vrou, en vrou wees onderdanig aan jou man nie, maar dis dieselfde prinsip, maar dit is nie 'n huwelikspreek nie. Maar as jy nie verstaan hoe belangrik dit is, tussen 'n man en 'n vrou nie, dan gaan jy agterkom hoekom daar so baie fout is. Dis 'n belangrike beginsel. En so, ons gaan kyk na 2 groot Ou Testamentiese beginsels, waar ons 'n man en 'n vrou sien, en hoe die samesyn tussen mekaar, die getuienis tussen hulle, 'n groot effek op ons lewe tot vandag toe nog het. Die eerste een gaan wees die sondeval. Dit gebeur, en word vasgestel deur 2 mense, en die verbondsbelofte. Dit word ontvang en voortgebring deur 2 mense, en ons gaan bietjie daarna kyk. So die heel eerste een is Adam en Eva. Nou, julle ken die storie goed, julle ken die verhaal, maar soms mis ons 'n bietjie iets wat hier tussen die lyne aangaan. En ek wil julle met so 'n bietjie
daarin lê vandag. Hoor 'n bietjie wat hier gebeur. Nou Eva, julle ken die storie, ek het vir te lees nie, Genesis 3. Eva eet die vruggie. Julle ken dit goed. En sy eet van hierdie vrug, die duiwel jok vir haar, sy luister na sy leuen, sy kies om nie na die Here te luister nie, en sy vat van die vrug, want sy sien by haarself dat dit lyk goed om te eet, en sy stem saam met die slang, dat dit haar wys sal maak en slim sal maak, en dat sy nie sal doodgaan nie, en sy stem saam met die slang, en sy eet. Toe sy saam met die slang stem, en sy eet, het sy nie gesien dat enigiets verander nie. Het jy dit agtergekom in die teks? Die woord naaktheid is wat daar beskryf word as iets is nie reg nie. Ek voel ontbloot. Ek is nie meer in verhouding, in getuienis, in gemeenskap met die Skepper nie. Sy het nie gevoel iets is fout nie. Dit is baie interessant. Sy het nie gevoel sy's naak, dit weggesteek vir haar man, en omdat sy saam met hom in die moeilikheid wou wees, vir hom gegee, sodat hy saam met haar kon naak wees nie. Daar was niks fout toe sy eet nie. Daar was nie 'n waarheid wat bevestig was nie. Sy het alleen gestaan in haar sonde, en 'n waarheid was nie voltrek nie. Want jy sien, Adam, selfs in die Nuwe Testament bevestig dit, was hoof van hierdie eenheid. Adam was in beheer of in hoof of het die opdrag ontvang by God. God het met Adam gepraat en Adam het met Eva gepraat, en wat so mooi is Adam was die een wat veronderstel was om 'n eenheidsverbond te trek met God. Hy is die enigste een wat 'n verbond in plek kan sit, nie die duiwel nie. En so toe Adam van dit vat en eet, Genesis 3 vers 6 tot 7, sy neem en eet, sy gee ook vir haar man, hy eet. Toe gaan albei se oë oop. Toe hulle in 'n eensstemming kom dat ons na hierdie slang gaan luister in plek na God, toe val ons. En ek wil julle moet verstaan hoekom dit so belangrik is soos wat hierdie boodskap aangaan, aan die einde gaan julle sien hoekom dit 'n beginsel is wat in Genesis vasgevat word en ons sien in Openbaring hoe pragtig dit is as hierdie Adam en Eva beginsel van eenheid tot sy konklusie kom. Eva se oë gaan nie oop toe sy eet nie. Die bewussyn van sonde kom wanneer Adam eet. Nou hoekom? Hoekom is dit so? Want Adam is die gesag. Adam was die een wat veronderstel was om vir haar te sê, my vrou, wat vang jy aan? Kom hier. Daai ding in die boom is kos. Nee, dit is onrein diere. Daai ding in die boom moet doodgemaak word. Draai sy nekkie om, gooi hom in die sloot. Hy praat nie met die slang nie. Adam was veronderstel om in gemeenskap met God te bly staan en Eva te beskerm, en wat hy nie gedoen het nie, is hy het uit verhouding met God gegaan, verhouding met Eva aangegaan en 'n nuwe verbond gesluit met Eva buite God, en dit was 'n waarheid wat God geëer het. Waar daai twee saamgestem het, hulle wil nie meer na God luister nie, het God iets kom eer, want dis sy beginsel, en as mense hulle self oorgee, weer en weer vir mekaar se liggame, soos Romeine 1 sê, dan laat God ons toe om dit te doen as ons saamstem. En hy gee ons oor aan die begeerlikhede van ons liggaam, maar dat ons onsself onrein en tot verderf gaan. Jy sien die beginsel in die toring van Babel. Toe ons saamkom en God sê, versprei, vul die aarde, en ons soos, nee, dis lekker hier, ons wil ons eie naam groot maak. Ons wil nie, jy moet ons naam groot maak nie, en God sê, toe die mense saamkom en in eenheid staan, kon hulle enigiets doen wat hulle wou, en so God moes hulle versprei. Die krag daarvan om te praat met mekaar in sekere areas, om mekaar te oortuig van sekere dinge, is so groot. Julle weet dit sielkundig, wanneer 'n ouer wat baie respek het in 'n kind se oë, as die ouer vir die kind begin sê, jy's dom, jy's niks, jy wil nie luister nie, jy's stupid, en daai kind begin in 'n eenheid kom en dit glo, wat doen dit aan 'n kind as 'n onderwyser of 'n ouer so met 'n kind praat, en die kind glo dit, kom in eenheid met daai sinnetjies. Romeine 5 sê, deur een mens, Adam, het die sonde die wêreld binne gekom. Deur hierdie mens, Adam, het sonde die wêreld ingekom, want jy sien, Adam het saamgestem. Adam het saamgestem met die verkeerde persoon. Sonde het nie in die wêreld ingekom deur Eva nie. Sonde het in die wêreld ingekom deur Adam. Sy het geval, maar die wêreld het nie saam met haar geval nie. Sy het geval,
maar die wêreld het nie saam met haar geval nie. Dit het saam met Adam geval. Haar sonde staan nie vas totdat hy saamstem nie. Deur die mond van 2 getuies. Toe Adam saamstem, toe val hulle. En hulle val soos een vlees. Wat sê die Bybel in Genesis oor man en vrou? Julle 2 sal een wees. En as 2 saamkom by mekaar, dan maak hulle 'n nuwe een. Dis die beginsel van God wat hy in die fisiese vir ons wil wys, sodat ons geestelik iets sal verstaan, wanneer ons geestelikheid uitleef in hierdie wêreld, deur wat ons sê, deur wat ons doen, deur ons praat, deur wat ons dink, deur ons dade, deur ons aksies. Dat ons sal verstaan dat wanneer 2 aparte, totaal verskillende goed by mekaar kom, die misterie van God se beginsel van eenheid in Kersfees, as Kersfees hierdie eenheidsstorie kom vertel, dat ek wil saam met die mens wees, ek wil een met die mens wees, ek wil saam met julle medelee, ek wil in julle plek kom staan, ek wil hê, dan moet 'n eenheid tussen ons wees. Toe God die Kersfees beginsel aarde toe bring, iets wat die profete gesmeek het voor, verlang het voor, wat Abraham nie voor kon wag nie, wat Dawid oor geprofeteer het, toe dit uiteindelik gebeur, toe mis die mense dit. Toe verstaan die mense nie die beginsel nie, dat 2 totaal en al verskillende dinge, heilig en onheilig, as die een saam en die ander een voeg, dan vind daar iets nuuts en asemrowends plaas. En hulle 2 word een, maar een in die val. Hulle stem onmiddellik saam, en die sonde is 'n universele werklikheid tot vandag toe nog, wanneer die 2 een word in ongehoorsaamheid. Dis die krag en die gevaar, dis die krag en die gevaar van hierdie eenheidsbeginsel. Met wie is jy in eenheid? Met wie is jy in eenheid? Wat vul jou denke in jou wêreld, op jou selfoon, in jou TV, in jou gesprekke, in jou vriendskappe, in jou kringe, in jou wêreld, in jou werk, in jou worries, in jou stres, en wat jy sê as jy sit om te slaap in die aand? Wat? Waarmee is jy besig om in eenheid te staan? Is dit wat God vir jou sê, en is dit wat God vir jou wil hê, of is dit wat jy ervaar met 'n ander stem, en kom jy in eenheid met iets wat in sonde is? Abraham en Sara is die volgende groot beweging in die Bybel. En so sonde het in die wêreld ingekom deur 'n man en vrou wat in eenheid staan, en nou wil God hierdie ding kom remedieer, hy wil dit kom regmaak, en hy bring vir Abraham 'n belofte. Hy bring vir Abraham belofte dat ek gaan hierdie ding regmaak. Kom in verhouding met my, Abraham. En Abraham kom in verhouding met God. Hy los sy ma en pa, hy verlaat die land waar hy is, en hy sê, reg God, amper soos 'n mooi 'n rit storie, nee, Naomi storie, dis hierdie storie van, ek sal gaan waar jy gaan, ek sal doen wat jy doen, en Abraham kom in verhouding met God, en Abraham word gereken geloof, omdat hy geglo het. En Abraham word 'n vriend van God genoem, want Abraham kom in verhouding met God. En die Bybel draai weg van die tuin af na 'n tent toe. En net soos wat jy nou in die tuin van Eden 'n man en vrou gesien het, wat jy nou 'n verhouding wys tussen 'n man en 'n vrou in 'n tent in 'n wildernis, waar God 'n belofte gee aan Abraham, aan die man, net soos Adam. Hy sê vir die man, vir Abraham, ek sal jou 'n nageslag gee. En die Bybel sê Abraham glo dit. En jare gaan verby. Hoeveel jare? 10, 20, 25? Jare gaan verby en Abraham glo dit. Abraham leef reg, niks gebeur nie. Hoekom nie? Hy glo dan in God. Hy glo wat God sê. Hoekom kom die vervulling nie van wat God vir Abraham sê nie? Abraham doen niks verkeerd nie. Hy het nie van die boom geëet nie. En die groot hartseer is, Sara moes dit ook glo. Abraham kan nie die belofte op sy eie doen nie. Sara moet dit ook glo. En so ons sien in Genesis 12 en in Genesis 15, praat God met Abraham. Hy bring hierdie belofte vir Abraham. Abraham glo, en Sara, sy glo nie. Hier is nie 'n pik op vrouens nie,
dis 'n simboliek. Daar's baie plekke in hierdie wêreld waar 'n vrou aan God glo en kerk toe gaan en die man sit by die huis miskien en hy wil nie. Daar's baie voorbeelde. So moenie dis nou maar net om gesag vir julle te wys. Die Bybel is vol gesag. Die man staan in gesag altyd. Niks gaan dit ooit verander nie. Maar onthou net ek sneep pik op vrouens nie. Dis 'n fokus op gesag. So Abraham glo dit, Sara twyfel. Die belofte is ontvang, maar dit kan nie geaktiveer word nie. Hulle probeer die belofte sonder eenheid. Genesis 16. So eventueel kom Sara agter, sy dink net hierdie is 'n mal storie. Sy dink net hierdie is simpel. My man het baie energie en ek het nie. En wat doen sy? In plaas om in eenheid te kom met God, gee sy vir Abraham Hagar. Nee, julle ken die storie. Hier, ek dink nie dit gaan deur my gebeur nie. Ek dink ek is goed genoeg nie. Ek dink nie ek vertrou nie. Vat eerder hierdie jong bokkie, vat hierdie persoon. Doen dit hierdie manier. Doen dit op 'n ander manier en sy probeer dink dis wys wat ek dink is slim. Kyk, op hierdie manier help ek God. Ek help God. Doen ek nie? God wil vir Abraham 'n nageslag gee. Ek weet hoe. En ons as Christene oortuig mekaar. Ons weet beter as God. Eva het gedink die vrug gaan haar wys maak, so Salomo se wysheid, nê. Nee. Ek sal slim wees, ek sal goed wees vir my man, ek sal wys wees. Wow. Nee. Sara dink sy doen God 'n guns deur om haar man in eenheid met haar idee te trek. Want God se idee klink vir haar verregaande, simpel en mal. En haar idee klink vir haar beter. En sy trek Abraham saam met haar in 'n eenheid in. En Abraham is soos wel hierdie moet een of ander manier gebeur en as dit nie deur jou wil gebeur nie, dan doen ons dit nou maar op hierdie manier. Dit moet net gebeur. Wow. Ek ervaar dit so baie in die kerk wanneer Christene voel hulle word aangeval deur die duiwel en hulle kan nie die eenvoudige krag van ons evangelie aanvaar nie want dit is te simplisties, te eenvoudig en simpel vir hulle en hulle kan nie net vertrou dat God sy plan besig is om sy plan uit te werk nie. Nee, hulle moet nou begin bestraf en vloek en skel en duiwels en hulle doen wat God doen. Mense sal sê, ons roep die dinge wat nie bestaan nie asof dit bestaan en ons bestraf, as ek wys vir my die skrif. Wys my net een skrif wat jou die reg gee om enige van daai goed te doen en ek sal dit saam met jou doen. En intussen tyd sê die Bybel, God roep die dinge wat nie is nie asof dit is en God bestraf die duiwel. Jy moet hom maar net weerstaan. Jy moet net wegloop. Jy moet net sê not today Satan en gaan doen wat God sê. Maar dan probeer ons doen wat God se werk is want ons voel God doen nie sy werk nie. Ons is seer, ons is moeg en God doen nie wat hy beloof het nie. En dan doen ons God se werk vir hom. En dit draai nooit mooi uit nie. Dit draai nooit mooi uit nie. En die probleem lê nie dat God nie doen wat hy beloof het nie. Die probleem lê die beginsel van 'n eenheid. Jy soek jou hart. Watse wrokke, wat koester jy? Waarmee is jy besig? Met wie kuier jy? Waarmee is jy besig om saam te stem in jou lewe? Dis waar jy moet gaan kyk. En so in 'n geval julle ken die storie. Hagar is daar en Ismael word gebore. En dis 'n belofte, God seën Ismael, maar dis 'n verbond in verwrongenheid. Jogg, ek het daai woord, ek het die Engelse woord in Google en toe kom op met die woord verwronge. Is 'n mooi woord. Ek gaan daai woord nou meer begin gebruik. Dis 'n Afrikaanse woord, verwronge. Toe is dit 'n verwronge verbond. Gaan kyk tot vandag toe nog. Hulle neem die wêreld oor. Almal, die duiwel, nee God. Nee God. Nee Abraham en Sara. God het 'n belofte gemaak aan hulle. En jy sien hierdie verwronge ding wanneer twee mense saam staan in die verkeerde sin. As twee net saam sal getuig in die teenwoordigheid van God. Dis asof God sê, Abraham, jy glo. Sara, jy moet saamstem. Van die belofte moet deur julle twee gebeur. En so die volgende beweging is Sara. En so God kom af en hy kom agter, Sara wil nie vir haar man luister nie of haar man weet nie om dit reg te kommunikeer nie of die probleem lê dat Abraham is dalk nie so 'n goeie man nie. Hy het ten minste 2 keer sy vrou probeer afskiet as sy sussie en haar probeer verkoop aan 'n koning. Julle ken daai stories, nê? Nee, dis net my sussie, jy kan haar maar vat.
Wat 'n vrou wil vir so 'n man luister? En so voordat julle vrouens dink die Bybel pik op julle, ek dink nie noodwendig Abraham was die grootste man om na te luister nie, hoor. Maar God gee nie om nie. 'n Kind eer sy ma en pa ten spyte van hoe sy ma en pa is. 'n Vrou eer haar man ten spyte van hoe haar man is. Gaan lees Petrus. En so dit is ten spyte van dat jy moet. Dis 'n moeilike beginsel, maar dit bly staan. En so ten spyte van dat Abraham dalk nie die wonderlikste peanut in die pakkie was nie, kom Sarah en sy glo nie. En jy sien hoe God afkom. En hy praat met Abraham, 3 wesens kom af, praat met Abraham, maar Sarah luister. God praat, waar Sarah in die tent langs hulle sit en luister. God trek haar in as 'n getuie. Sarah, jy wil vir jou man luister nie, hoor nou wat sê hierdie hemelse wese vir jou, hoor wat sê ek vir jou. En hy sê vir Abraham, en ewe skielik begin Sarah lag in die tent. Dis verregaande, stupid, kan nie wees nie, is onmoontlik. En Sarah begin lag, en God sê hardop sodat Sarah dit ook kan hoor. Waarom lag jou vrou? Kan nie gebeur terwyl sy lag nie. Waarom lag sy? Julle weet wat hulle eerste kind se naam? Isak. Julle weet wat Isak beteken? Lag. En so Sarah skrik haar mors dood. Toe God haar in hierdie eenheid intrek en God half in haar siel inpraat, lees tussen die skriffies in die Bybel, en sy skrik wakker en sy besef, God sê, ons wag vir jou, Sarah. Hoekom lag jy as God met jou praat? Glo soos Maria, wat net gesê het, Here, hoe is dit moontlik? En hy sê, by God en deur sy gees, nou maar doen dan soos hy wil. Sarah moes soos Maria gewees het. Sarah moes net daai geloof gehad het, man. Net daai asemrowende geloof van Elisabeth, nog 'n ou vrou in die Kersfees storie. Die man het nie geglo nie, en sy het net geglo. En God het net sy stem weggevat, en hy het niks gehad om te sê nie. Totdat hy begin glo het. So die punt bly staan is, Sarah begin agterkom, sy moet glo, God weet wat hy sê. Hoor hoe mooi is dit in Hebreërs 11, vers 11. Maklik om te onthou. Deur geloof het Sarah krag ontvang om swanger te word. Deur geloof het Sarah krag ontvang om swanger te word. Wow. Die wonderwerk gebeur, want Sarah begin saamstem. Sarah begin onder 'n dekking van iemand se woord inkom, en sy gee haarself vir die vooruitgang van wat in daai persoon se lewe aangaan. Onderdanigheid is 'n vreeslike moeilike beginsel. Maar onderdanigheid beteken juis, ek kom onder jou mantel, en ek stem saam met jou, al gaan dit moeilik wees. Vreeslike moeilike beginsel. En so, ons sien dit reg deur Adam en Eva, wanneer ons sien hoe die sonde val, ons sien dit in Abraham en Sarah, wanneer die belofte val. En so, daar's 'n lelike voorbeeld in Adam en Eva, en daar's tog op die einde 'n mooi voorbeeld in Abraham en Sarah. Sien julle dit? Lelik, sondeval, mooi, die belofte van Abraham, die verbond wat ons het deur Abraham, ek sal jou seën, kry ons wanneer hulle saamstem. Nou om klaar te maak, draai ek na die verbond waarin ons staan. Die laaste Adam. Jesus Christus. Die laaste Adam. Ek wil hê jy moet hierdie beginsel nou sien, want dit is so mooi as jy dit raak sien. Joh, dit is mooi as jy dit raak sien. In die eerste Adam sien ons sonde en skuld en skeiding en oordeel, en in Abraham sien ons geloof en belofte en ooreenstemming. Jy sien hierdie twee kontraste, nê, wanneer twee saamstem en alles breek, en wanneer twee saamstem en alles is mooi. 'n Nasie word gevorm deur 'n man en 'n vrou wat begin saamwerk. Jy sien die kontras? Maar hoor hoe mooi is hierdie beginsel in Romeine, wanneer hy praat oor hoe God alles regmaak wat Adam en Eva gebreek het. Hoor 'n bietjie wat sê, onthou ek het gesê Romeine 5, deur een mens het sonde in die wêreld ingekom. Hoor hoe mooi is die woorde in Romeine 5 vers 16. Want Jesus kom herstel Adam se gebrokenheid met Eva. Adam se fout kom maak Jesus reg.
Maar Jesus werk volgens dieselfde beginsel, wat twee moet saam staan. Jesus kom bring nie 'n nuwe beginsel nie. Hy kom staan in die plek van Adam en Eva moet saamstem. So Sarah moet saamstem. Kom doen God iets, Jesus kom doen iets, maar Eva moet saamstem. En so kom hoor hoe mooi is hierdie. Romeine 5 vers 16. Die hele stukkie is mooi. Jy kan die hele stukkie gaan lees om konteks te kry. Dit is so asemrowend hoe dit hierdie wat ek julle nou vertel oplig. Maar kom ek lees vir julle hierdie een vers. En die resultaat, praat nou van Jesus wat in die plek van Adam kom staan het. En die resultaat van God se genade geskenk, sy genade aan ons, verskil radikaal van die resultaat van hierdie eerste man Adam se sonde. Want hierdie een mens se sonde het gelei tot veroordeling. Maar ons ontvang 'n genadegeskenk van God se vryspraak. Al staan ons skuldig aan 'n menigte oortredings. Al staan jy skuldig aan 'n klomp oortredings, jy kry genade. Wat gaan hier aan? Jy moet die storie in jou kop kry. Jy het die vrug geëet. Jy het na die duiwel geluister. Jy het gedoen wat verkeerd is. Jy het 'n vriend seer gemaak. Jy het ergens 'n huwelik verwoes. Jy het ergens goed vir jou kind gesê en jou verhouding lê stukkend. Jy het geëet en geluister na wie jy nie moes luister nie en jy het begin om in eenheid te kom met iemand sonder enige gesag, die duiwel. Jy het gedoen wat teen God is, Eva. Maar die wêreld word nie verander deur jou nie. Jy's nie die gesag nie. Niks verander nie. Raai wat gebeur? Jy draai na jou man toe. En hy staan langs jou. Jy kyk hom in sy oë en jy sê, jy eet nie van hierdie vrug nie. Nee. Jy doen nie sonde nie. Nee. Jy luister nie vir die duiwel in die woestyn nie. Nee. Hou my vas. OK. En Jesus hou jou vas. Jy, vuil, vol sonde. Jy's Eva. Jy praat met die duiwel, doen sonde. En dan kom hou God jou vas. En jy sien nie jou naaktheid nie. Want jy sien, hy staan sonder sonde. Hy het nie geëet nie. Hy het nie in eenheid gekom met jou nie. Hy wil hê jy moet in eenheid kom met hom. Hy is nie in eenheid met jou nie. Jy moet in eenheid kom met hom. Jy is die vrou in die verhouding. Jy moet in eenheid, jy moet besluit na wie wil jy luister, na wie luister jy? Kies in wie jy in eenheid wil kom, want solank as wat jy in eenheid is met wat jy dink goed is en wat jy dink reg is, gaan jy in hierdie valse verbond staan wat net chaos veroorsaak. Maar as jy in eenheid kom met die een wat nie eet van die boom nie, as jy in eenheid kom met Jesus Christus, ontvang jy genade vir die verkeerd wat jy gedoen het en dit word jou nie gereken nie en daar is geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, want Jesus het nie geëet van die boom nie en jy's in verhouding met hom. Hoe kan die duiwel jou aankla? Hoe kan die aanklaer van die gelowiges in die hemel verskyn en sê, maar het jy gesien wat daai een gedoen het? En God sê, ja, ek het. Vat hulle finansies weg. Hoekom? Want hulle het dit gedoen. Het jy onlangs na hom gekyk? Nee, ek het gesien wat hy gedoen het. Kyk 'n bietjie weer. En dan staan jy met trane in jou gesig, met jou arm styf vas om Jesus. En hy's besig om jou te heilig en jou te leer om nie weer daai simpel dinge te doen wat jy gedoen het nie. En hy laat sy heiligheid oor jou spoel en jy hou so styf vas aan hom. En God sê, jy wil ek moet wie aankla? Jesus. Nee, Eva. Jy verstaan nie met wie Eva in verhouding is nie.
Jy verstaan nie hoe mooi eenheid met God is nie. Sonde het sy houvas op jou verloor. So skud dit af. Moenie in verhouding staan met die verkeerde stemme nie. Want God getuig, die Vader en die Gees getuig saam. Hemel getuig, Jesus is die offer. Die aarde getuig saam, deur die woord en die kerk, Jesus is die offer. Getuig ek en jy dit saam? Dis die enigste vraag, is getuig ek en jy dit saam? Met wie staan jy in verhouding? Na wie luister jy? Na wie luister jy? Na wie luister jy? Waar Adam en Eva saamstem in sonde, daar val ons. Waar Abraham en Sarah saamstem in 'n belofte, daar ontvang ons. Maar toe Jesus aarde toe kom, toe nooi hy Eva terug in 'n beter Adam in. Sarah, jy het 'n beter Abraham. Kerk, jy het 'n beter redder. Hou op luister vir die wêreld. Hou op luister vir die wêreld. Hy is die weg, hy is die waarheid, hy is die lewe. Twee sal saamstem. Stem jy saam met Jesus? Stem jy saam met wat hy oor jou sê? En as ons in hierdie Kersseisoen ingaan, stem jy saam met wat hy vir jou beplan volgende jaar? Stem jy saam met hoekom hy gekom het en wat hy vir jou droom en wat hy vir jou wil hê? Dat hy met jou sal wees, maak nie saak wat jou pad is. Ek gaan vir ons bid. En my vraag is, soos jy huis toe gaan, daar waar jy seer kry in jou lewe op die oomblik, met wie stem jy saam? Kan jy sê, Here, nie my wil nie, maar U wil laat geskied? Maak nie saak waar daai pad heen lei nie, Here, as jy my hand vashou, dan sal ek regop staan. Lei, Here, ek volg. Lei, Here, ek volg. Ek stem saam met U. Ek stem saam met U. Kom ons bid saam. Here, ons wil vir U dankie sê dat ons in hierdie Kersfees storie, hierdie twee stories wat saamstem kan kom staan. Dat U is gebore en U het gesterf. Dat U het gekom en U gaan ons kom haal. Ons prys U daarvoor, Vader, en so ek bid in my hart bid ek, dat mense wat sukkel, omdat hulle ergens saamstem met dinge wat so ver verwyder is van die waarheid, dat U asseblief daai stemme sal kom stil maak, dat hulle 'n beter Adam se stem sal hoor, die laaste Adam wat kom posisie inneem het langs hulle en kom sê, ek is wat jy nodig het, luister vir my. Maak nie saak waardeur jy was het, maak nie saak wat mense vir jou gesê het nie, het maak nie saak wat mense aan jou gedoen het nie, hou op blameer, hou op kritiseer, hou op kyk na die verlede, hou my vas, ek het vir jou 'n toekoms, ek is joune, kom word myne, en staan in eenheid met my, en die aanklaer sal niks te sê hê oor jou nie, want ek het nie geval nie, en jy is myne. Here, mag ons in hierdie seisoen al hoe meer verlief raak op U. Dat U aarde toe gekom het om Adam se plek te kom vat. 'n Stikkende man, 'n gebroke man, 'n man wat nie weet wat om te sê en te doen op die regte tyd en plek nie. Dankie dat ons vervulling nie in mense kry nie, maar in U kry. Dat ons na U toe draai vir 'n skoon gewete en 'n suiwer hart en 'n vredevolle lewe. Dat selfs binne in die huwelik, ons draai na U toe primêr om ons rustig te maak, sodat ons in eenheid kan kom met gebroke mense. Ons prys U daarvoor, help ons daarmee, Here. Dis eenvoudig, dis net nie maklik nie. En so ons vra U om ons daarin te lei deur die Gees van God. Ons is lief vir U. Ons loof U. Mag ons die vreugde daarin vind as ons U ontdek het. In Jesus naam. Amen. En amen. Baie lief vir julle, gaan stoei met hierdie gedagte.
En mag dit julle beginsel wees vir die maand van Desember en ons sien mekaar volgende maand vir die begin van ons Kersfeesseisoen. Totsiens.